Kom binne gaan saam, want wie weet waar. Ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai. Is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal. Alles jy waar ook al. Alles Pasella. Vanaand op Pasella kuier ons in die kleurvolle en kultuurryke Soweto, die perfekte plek om jeugdag te vier. Ons doen die Pantsula vastrap saam met die komediant Jason Goliath. Vat 'n taxi deur Soweto saam met Madiba se voormalige assistent Zelda Legrandsie en sit voet in die hoek saam met die sanger Tiro. Alles Pasella. Soweto is wêreldbekend daarvoor dat Willekasiestraat 2 Nobel Vredespryswenners opgelewer het, Nelson Mandela en Desmond Tutu. Die ryk geskiedenis en landmerke lok toeriste van reg oor die wêreld. Welkom by Orlando Towers, reg hier in die hartjie van Soweto. Ngiyanamkhela Soweto. Ngiyaxolisa ngizokhuluma Afrikaans manje. Uhlanga lento. Hy nou wat praat jy nou alles? Ek sê net ek is jammer ek gaan Afrikaans praat. Dis ingewikkeld. Hy is weer op sy stukke vandag. Ons vier jeugdag en ons gaan die plek letterlik binne val. Hulle sê mos, when in Rome, Soweto. Soweto nou. Net Af. Die koeltorings is aanvanklik vir die Orlando kragsentrale in 1964 gebou, maar sedert 2008 is die Soweto landmerke sinoniem met adrenalien en avontuur. Hou nu, ek moet sê die akoestieks hier binne is ongelooflik. Hoor net hier. Nee wat. Dieselfde. Die Orlando torings is sowat 100 meter hoog. Die adrenalienbelaaide vryval wat hy nou in gedagte het, is 'n volle 70 meter ondertoe. 3, 2, 1, get! Dis ongelooflik! Ek kan nie glo ek het nou net dit gedoen nie. My hart klop so erg, dit klop uit my hart uit my bors uit wil spring. Ek hoop hy nou is net so bang soos ek, sodat ek hom na die tyd kan terg. Ek is lewendig! Nie eers 'n piep van jou nie. Is my broek skoon? Kan ons asseblief nou net iets rustigs hierna doen? Asseblief. Enigiets wat ons nou gaan doen, gaan rustig wees. Dankie Vader. Suid-Afrika vier in Junie jeugdag. En watter beter plek as Soweto om die gebeure van 16 Junie 1976 te herdenk en die stemme en vryheid van die jeug te vier. So baie van ons land se deurslaggewende geskiedenis het natuurlik reg hier in Soweto afgespeel. Soos die Vryheidsmanifest wat in 1955 opgetrek is en wat vandag nog die hoeksteen van ons menseregtebeleid uitmaak. So baie van ons is natuurlik ook vertroud met die ikoniese Hector Pieterson foto wat 'n baken van hoop vir ons land simboliseer. En vandag gaan ons 'n bietjie terugkyk na die stukkie van ons geskiedenis. Die Hector Pieterson Memorial en Museum is in 2002 begin ter ere van die 12-jarige Hector wat sy lewe saam met 20 ander leerlinge tydens die Soweto opstande verloor het. Simpiwe Khumalo is vandag ons toergids. Hi julle. Hi. Ons vier vanjaar die 40ste herdenking van die Soweto oproer en is ongelooflik om te dink dat soveel tyd sedertdien al verloop het. Tsietsi Mashinini, Hector Pieterson, all die grootste naam belong on that very story of the very 1976 student uprising where the very students were fighting against the white apartheid system known as the Bantu education system. So that's how it came about for us to lose people like Hector Pieterson. Now Mr. Sam Zimmer is the person who took the picture which went viral all around the world where people had to know on what was really partaking inside this particular township known as Southwestern Township today. A whole lot of things that you see around this very area here have significant meaning to them. Sien hier die graslyn hierso. Die graslyn gaan daar af van die pad and that's the very spot where you find Corner Muyema in Vilakazi Street. That's where Hector Pieterson was shot. And this very line of olive trees represents peace and reconciliation and die meer daar af represents the very secrets and untold stories, them having the very spaces in between. Zanelle, jy is hier in Soweto gebore en getoe. Die geskiedenis beteken seker baie vir jou.
It means that we have the freedom to become whatever that we want now in South Africa. And being an art curator from Soweto, being born in Soweto, where you find that there's not a lot of art platforms in Soweto, and people are starting to and engage with art, and it allows us to express ourselves based on the past and the present. Wel, ek kan nie wag om die kreatiwiteit en inspirasie van Soweto se kuns eerstehands te beleef nie. Zanele bederf ons met 'n kuier by die kunstenaar Kenny Nkosi. Hy is deel van die Mashumi Art Project en gebruik kleurvolle materiaal om sy kunswerke lewe te gee. Kenny, he's actually mentored me through when I was a teenager and going to varsity studying fine art, and he's actually pushed me to actually take art very further and actually wanted to promote artists in Soweto. Ken as ek so kyk na die materiaal wat jy gebruik, is dit moeilik om my in te dink dat jy so iets kan skep daarvan. Soos byvoorbeeld hierdie luiperd patroon. Hoe gebruik 'n mens dit? Jy kan enige dinge doen. Jy kan ook milies doen, jy kan ook gravel doen. Jy kan kom kyk hierso. Dat ek jou wys. Kyk daar. Kyk nou net hoe slim is dit. Ek sou dit nooit kon inraai nie. Dis hoekom jy die kunstenaar is. Ja. En hy beeld hierdie net so kleurvol uit soos Soweto eintlik is. Dis ongelooflik. Hainu se volgende afspraak is in 'n taxi saam met Zelda Legrandsie. Sy was vir byna 2 dekades Nelson Mandela se persoonlike assistent en is passievol oor Suid-Afrika se jeug. Jy sê Hainu, jy moet nou perform vandag, hoor. Die laaste keer wat ek hier in Soweto was in Madiba se ampsmotor gewees. Ek het baie lekker herinneringe en jy weet om rond te ry saam met Madiba en hy vertel vir jou, hier het ons gedans en hier het ons na die kroeg toe gegaan en hier het ons dit gedoen. En hy was my toergids en ek het my beter gedra die vorige keer, so ek gaan my nie met jou gedra nie. So. Ek dink hierdie is maar die beste manier om Soweto te beleef, uit 'n taxi uit. Sien, ja, ek stem saam met jou, hierdie is die beste manier. Ek moes met Madiba 'n taxi gekry het jare terug. Jou boek het ongekende sukses behaal. Het jy dit verwag? Nee, mens verwag nooit dat jou eie storie gaan soveel aandag gaan trek nie. Ek het gedink, omdat ek nie 'n skrywer regtig was of is nie, en jy weet nie hoeveel boeke verkoop mense nie. Ek het gedink wel as ek 5000 kan verkoop, dan I've made it. Goeiemôre meneer Mandela is sedertdien in 9 tale vertaal en in 13 lande versprei. 'n Internasionale filmmaatskappy het ook intussen die filmregte bekom om die uitsonderlike verhaal op die silwerdoek te vertel. Wie dink jy gaan jou karakter speel? Dit is 'n interessante vraag. Dit is natuurlik 'n internasionale maatskappy wat die regte bekom het, maar ek sou baie graag wil hê dat daar baie sterk Suid-Afrikaanse geur aan die fliek moet wees en ek gaan staan daarbey. Zelda was 23 jaar oud toe sy vir Nelson Mandela begin werk het. Saam met Madiba het sy die wêreld vol gereis en bekende en invloedryke mense ontmoet. Met al jou reise het jy verskriklik baie wêreldkennis opgedoen, maar voel jy het iets persoonliks opgeoffer? Ek sal nie my lewe wil oor hê om enigiets anders te hê nie. Daar's net een persoon wat hierdie voorregte kon gehad het wat ek beleef het en wow, dat dit ek was. Jy weet, so ek is ewig dankbaar. Daar's goedjies wat ek mis, jy weet, ordinêre goed wat ek mis, maar dit kom en gaan en ek het 'n baie nou ook 'n baie ryk lewe met wonderlike mense in my lewe en jy weet, alles werk uit soos hy moet. In die lig van Jeugdag, hoekom is dit vir jou belangrik om die deel van ons geskiedenis te vier en ook te omarm? Ek dink dit is vir my baie belangrik dat mense hulle kinders hiernatoe bring. Voel so in die klimaat waarin ons is in Suid-Afrika of die jeug nie regtig verstaan waar ons vandaan kom nie. Mense moet hiernatoe kom om die geskiedenis te, jy weet, beleef regtig, want hierdie is een van die min plekke waar jy dit nog kan aanvoel en as jy na die museums toe gaan net in Soweto, dan kan jy jou goed voorstel hoe dinge daai dag moes wees en dit wys ons ook hoe belangrike rol ons jeug te speel het in die land. Dit is nie in enige geskiedenis ergens in die wêreld is dit nooit politikuste wat 'n geskiedenis verander het nie. Dit is altyd die burgerlike gemeenskap, die jeug. So ons moet aandag gee, ons moet luister wat hierdie jong mense vir ons sê en hulle frustrasies luister en hierdie is die plek waar ons weer kan begin luister. Na die breek besoek Hainu en Zelda die Nelson Mandela Huismuseum en die komediant Jason Goliath stof sy dansskoene af vir 'n pantsula les. Basala kuier in Soweto saam met Zelda Legrandsie, Nelson Mandela se persoonlike assistent van 19 jaar.
Die Mandela Familiehuis is in 1997 aan die Soweto Erfenisfonds geskenk en is oop vir besoekers. Mandela stayed in this house for 15 years before prison. After prison, Mandela stayed in this house for 11 days because he had no privacy. People could not let him rest. The media from all over the world was here. The house was important to him because he said the house was next to his heart. Zelda het die huis verskeie kere saam met Nelson Mandela besoek en die huismuseum is vir haar ook baie spesiaal. Zelda, jy is bekend met hierdie huis nog lank voor dit 'n museum geword het. Ja, dit was 'n baie vervalle plek op 'n stadium gewees en Madiba was 'n paar keer hier en toe het ek uiteraard saam met hom gekom. Die herbou van dit is 'n museum, was hy 'n paar keer hier gewees. So ja, ek voel heel tuis amper om hier te wees. Wie is jy by die huis? Wat doen jy vir ontspanning? Wel, my vriende sal vir my verskil. Maar ek is eintlik 'n baie alleen mens en baie rustige mens. Ek hou daarvan om tyd by die huis op my eie te spandeer met my honde. Ek hou van lees as ek tyd kry. Ek is maar net 'n huismens. By ons kuierhuis is Tabang Mutahung van Fakazinto Entertainment intussen besig met 'n Soweto partytjietafel, spesiaal vir ons jeugdagvieringe. Tabang, as ek so na die tafel kyk, kry ek sommer onmiddellik 'n African vibe. Ja, Lena, ek is baie bly want dit is eintlik die hele idee. Jy moet die African theme sien. So ek het gedink aan goud want Soweto is actually surrounded by a lot of mine dams. So that is what the color gold symbolizes those. And then with the brown and a little bit of the blue is to actually bring in the multi or diverse culture around Soweto and the youth at large. Talking about Youth Day, I've actually have something for you, Lenan and Haino. Wel, ek hou mos van 'n verrassing. And this is something you can actually wear later on. Tada! Ek wonder wat hy nou hiervan gaan sê. Haino sal op die oomblik vir enige iets ja sê. Hy is by die Soweto Theater saam met die komediant Jason Goliath wat besig is om hom en Didi Malang-Sole te vermaak. Welcome to the amazing Soweto Theatre in the heart of Soweto. This is a dream come true to play to a room that is full with two people. Literally two people. At least, it's in Soweto, but this is what Madiba fought for. Because, I've had braais literally bigger than the size of this audience. And then now we've got Didi and Haino in one place, sitting next to each other. But because Didi's got a husband, they left a chair in between them, just for control. He's really funny. He is funny. Didi Malang, this is an amazing theatre, right here in Soweto. Yes, Soweto Theatre is a very beautiful theatre and it's lovely. We are a world-class theatre designed by local architects. Soweto Theatre stand out in all of the theatres that I know. And it's right next to the original amphitheatre that was built in 1952. It's very historical, the amphitheatre. We had international artists coming through, performed at the amphitheatre. We had the Terima Tebula boxing matches happening there, political rallies happening there. It's got a lot of history. Jason Goliath en sy vennote het ook geskiedenis gemaak toe hulle verjaar die Goliath Comedy Club in Johannesburg oopgemaak het. Dit is die derde van sy soort in Afrika en hou die grapmaker omtrent besig. Sê vir my, waar kry jy inspirasie vir jou grappe? Jy weet, my inspirasie kom just van my lewe af. In colored culture is dit 'n ding om mense ons sê te guarra. Guarra was 'n groot ding in my gemeenskap. Ek is in Eldorado Park groot geword en dit was 'n ding as jy enige iets verkeerd met jou het, was jy te lank, te kort, te wyd, een been het mense jou uitgevat. Ek seker jy het al snaakse oomblikke op die verhoog beleef. Ek dink die snaakste ding wat ooit op stage gebeur het, Ek was die MC, toe hardloop ek. Ek weet nie hoekom as 'n vet ou het ek eens gehardloop. Toe hardloop ek en as I tried to jump on the stage, het my voet gehak en ek het geval. Die audience was dead quiet. Ek het op die vloer gelê, literally like this. En die enigste ding wat ek gedog het ek gesê, as daar any crane operators, kan iemand my asseblief kom oplig? Die energieke akteur, komediant en seremoniemeester was ook te sien in Strictly Come Dancing. Vandag word sy dansvaardighede op 'n ander vlak getoets met 'n Pantsula-uitdaging. Jason, jy is nie net lig op jou voete nie. Kyk, ek het 'n verskoning.
Ek sê vir die mense, daar's te veel spasie tussen my kop en my voete, jy weet so. Daar's te veel spasie in my broek en jy my mag gesien, meneer. Ons het albei van ons het geen verskoning. Nee, jy kan. Ek het geprobeer, maar die inspiration. Kyk net die inspiration. En jy moet ook nie, jy's nie net lig op jou voete nie, maar jy moet ook op jou voete dink die hele tyd. Ek dink dis vir my is dit die mees belangrikste deel van comedy. Jy moet op die spur op die moment kan dink. Iets sê, as iets in jou kop inkom, moet jy net kan uitgooi. Kyk hoe lyk Afrika. I mean, daar's so baie goed om oor te praat en as 'n mens op stage kom, moet jy maar net fire. Van die heup af. Wel, ek het groot heupe, soos miskien bietjie easier vir my. Okay, nee. Was jy nog altyd snaaks geweest van kleins af of het dit maar met later jare gekom? Ek sê dat ek heeltyd gedink ek snaaks is, maar wat ek goed geweet het is dat ek hou om mense te laat lag. I mean, hoe kan jy nie kyk hoe mooi is die man se gesig? Hy wil net lag. Hy het 'n klein snorkie daar. Kyk hoe lekker. Kyk hier, hy het investments in sy mond en as 'n goue tandie. Hy borsel sy tande met toothpaste en polish op dieselfde ding. I mean, ons moet lag. Na die breek skop Lenel en die sanger Tiro stof op met vierwiel motorfietsse. Basella kuier in Soweto saam met die sanger Tiro. Hy het sy loopbaan as klassieke en gospelsanger begin, maar spog vandag met sy eerste Afrikaanse album Pak my in jou tas. Lenel het saam met hom en sy bestuurder Ivada van der Merwe gaan kuier. Tiro is inderdaad 'n talent wat jou reg oor die wêreld gevat het. Ek verstaan jy's kort na matriek Swede toe om jou talente tentoon te stel. Ja, weet jy, dit is net 'n voorreg om so te kan toer in die wêreld te sien. Ek het alweer geleer van die verskil in al die Afrika-lande en al die lande oor see. En weet jy, as ek so rondkyk en ek sien Soweto, dan is ek so trots om Suid-Afrikaans te wees en om uit Afrika uit te kom. Dit is so wonderlik om te dink ons as die jeug van Suid-Afrika, as jong mense, kan doen dit waarvoor ons lief is. En ek kan net dankbaar wees vir dit. Ek het onlangs my eerste Afrikaanse album vrygestel en daarmee toer ek die hele wêreld vol. So hierdie is my 4de album. En as jy weer weggaan, pak my in jou tas. Tiro se musiektalent is aanvanklik raak gesien deur sy onderwyseres Ivada van der Merwe, wat tans ook sy bestuurder is. Sy het 'n groot rol daarin gespeel om sy drome te bewaarheid. Ivada, jy het ook 'n lang paadjie saam wat 'n baie mooi storie is, bestaan ek. 10 jaar terug was ek 'n musiekonderwyseres daar in die noorde, in Otjiwarongo, 'n ou klein dorp in die noorde van Namibië. En daar het ek vir Tiro in die hoërskoolkoor hoor sing. En net daar het ek hoendervleis gekry. Ek het besluit, kom ons kyk. Ek wil graag vir hom iets doen om te kyk dat ons sy talent ook aan Suid-Afrika en die hele wêreld kan uitdra. So het ek nou my werk bedank as musiekonderwyseres en om Suid-Afrika toe gebring en hier is ons vandag nog. Ons kan seker nie net so sit nie, ons moet ry, mensies. Ja, ons gaan. Tiro is 'n veelsidige musikant en is nie beperk tot een spesifieke musiekstyl nie. Hy sing boonop in verskeie tale en het hard gewerk sedert sy dae in die stofstrate in Namibië om te kom waar hy vandag is. Tiro, dit is nie sommer 'n klein prestasie om reeds 10 suksesvolle jare in die bedryf te vier nie. En wat jou sukses so besonder maak is dat jy aanvanklik jou sukses in 'n vreemde land behaal het en jou loopbaan hier gebou het as 'n klein Namibiese seentjie wat opgegroei het. Ja, weet jy, ek kom uit Otjiwarongo uit. Dis regtig 'n baie klein dorpie en almal omtrent ken almal. En ewe skielik sit ek in Pretoria en vandag is ek hier in Soweto en ek moet sê dit is regtig ongelooflik lekker. Ek leer omtrent elke dag iets nuuts van hierdie pragtige land. Maar ek het iets nuuts van jou ook geleer en dit is dat jy 'n awesome opera sangeres is. Kan jy dit saam met my sing? Hoe kan ek nou weier? Okay, kom sing saam met my. Manna tue sole, più bello in me, o sole mio, sta in fronte a te, o sole
Vandag by ons kuierhuis is Hainu en Vusi Gregory Mkabele besig met burgers uit die boonste rakke. Vusi is al 5 jaar in die kosbedryf en het die kuns van fynproewer burgers vervolmaak. Right. Vusi, ek hou van jou soet, man. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Die is ons pilot suit wat ons verbruik in die kombuis. Ja, ek is die pilot van die skip in die kombuis, ja. Pilot van die skip. Lekker. Ja. En jy's bekend vir burgers in Soweto. Baie my man, ons roep die Soweto Gourmet burgers wat ons maak in die markets wat ons product display het. Ons special product that we do, just called the Good To Go burger. Die geheim lê by die vleisfrikadel. Maalvleis, gekapte eie, soetrussies, petersilie, mosterd en speserye sorg vir 'n geurontploffing, terwyl broodkrummels help om die spulletjie te bind. En dan meng ons alles. Ja, dan meng ons alles. Jy kan 'n bietjie aansit in my broer. Dankie dat ek my hande vuil kry. Ek dink hierdie vleis is nou good to go. Amper daar Hainu, maar eers maak Vusi 150 gram patties en vou dit toe in kleefplastiek om dit sonder moeite te vorm. Hier is ons patty. Dankie, dis 'n baie goeie wenk om jou patty mooi te druk en dit hou ook jou hande skoon. Want toe gaan ons nou met die ouetjie. Jy sit net die plastiek af en jy kan enige iets doen. Jy kan dit op die grill sit, op jou kolle sit, jy kan dit in die oven sit, op jou pan. Is baie friendly. Just put it on for 15 minutes each side and then dan is jy good to go. Tussen die geroosterde broodrolletjies gebruik hy 'n mayo en plain yoghurt sous, asook spek, komkommer, avokado en rooi eie. Voeg 'n russie by as jy hou van 'n effense byt en rond dit af met blaarslaai en tamatie. Bedien die billie van 'n burger saam met patatskyfies en onthou die stokkie om die Soweto toring in posisie te hou. Hier is die Soweto Gourmet burger. Enjoy. Lewendig. Ek kan dit nie glo nie. Ek gaan 'n stuk van hierdie soetpatat eer probeer. Ek hou van die mayo en plain yoghurt kombinasie. Lekker romerig. Baie dankie. Kompliment aan die chef. Dankie my man. 'n Boba's burger vir 'n Boba's kuier. Tyd vir ons Soweto jeugdagvieringe om af te skop en vir Hainu en Lenel om weer hulle hoërskooljare te herleef in skooluniforms. Soweto, Unempi, Jabulile. Ek weet nie juis presies wat jy nou gesê het nie, maar ek stem saam. Ek het gesê Soweto het lewe. Dis kleurvol en ek's bly daaroor. Hierdie laat my nou so na my skooldag verlang, maar ek moet bieg, ek het nooit sulke lekkernye in my kosblik gehad nie. Sien dat ons skoolklere aan het en in die lig van jeugdag, soos Madiba gesê het, education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Hoor. Jy weet vir my is Soweto net 'n plek wat vol lewe en liefde is. Ek kan dit nie eens explain nie. It's alive all the time, 24/7 en is 'n plek wat so trots op die kultuur is en at the same time so welcoming and inviting. This is family. This is what Madiba fought for. Hoor. Ek was bevoorreg. Ek het Pata vir Madiba gesing toe hy nog 'n lewe het. Hier in Soweto. Ek is mal oor daai liedjie. Ek is mal daaroor. Satukoba Satimbega. Pata. Satukoba Satimbega. Pata. Ai, oh mama. Pata. Ai, oh mama. Pata.